Goeiemôre, liewe broers en susters. Baie welkom by ons opstandingserediens vanoggend. Julle wat as familie en vriende ook by ons is vanoggend, julle is net so welkom en ook elkeen van julle wat aanlyn ingeskakel is. Baie dankie Sonel vir die pragtige vooraf musiekspel. Kom ons begin hierdie erediens deur saam te bid. Liewe Here Jesus, toe ons Vrydagoggend hier by mekaar was en min of meer op hierdie tyd die erediens geëindig het, toe was U dood. Ons het U woorde gehoor. Dit is volbring. Ons het in ons geestesoog gesien hoe U kop vooroor gesak het en U die laaste asem uitgeblaas het. Alhoewel U die koning is, soos wat U so duidelik vir ons Vrydag gewys het, was U op daardie oomblik magteloos. En omdat U magteloos was, daarom het hulle U liggaam van die kruis afgehaal en U liggaam gaan begrawe. U geliefdes het net soos ons dikwels doen, ook by U graf gestaan, met trane in hulle oë. Vrydag aand was vir hulle verskriklik. Saterdag nog erger, want dit was so stil, so somber, so mistroostig. Here Jesus, dis amper hoe ons ook gevoel het. Nadat ons Vrydag hier uitgery het met U doodstyding. Maar nou is ons weer hier vanoggend. Baie dankie dat ons weer hier kan en mag wees. Amen. Maria Magdalena het nie goed geslaap nie. Eintlik het sy glad nie goed geslaap sedert daardie Vrydag nie. Die verskriklike beelde van Jesus aan die kruis flits die hele tyd in haar gedagtes. Saterdag was ook nie veel makliker nie. Sy en almal rondom haar was sprakeloos, herderloos, rigtingloos, hooploos. Al wat hulle nou en dan kon uitkry, was 'n hartseer snikkreet. Omdat sy in elk geval wakker was, het sy Sondag voor sononder begin aanstap na die plek waar Jesus begrawe is. Sy het geweet waar dit was, want Vrydagmiddag voor die aanbreek van die Sabbat het sy vir Josef van Arimatea en Nikodemus gehelp om Jesus se liggaam met geerolie van mirre en alwyn te behandel en in doeke toe te draai. Dit was alles so haastig, want hulle moes klaar wees voor die aanbreek van die Sabbat. Al wat sy wou doen,
was om nou lank by sy graf te gaan sit en haar emosies vrye teels te gee. Toe sy by die graf aankom, sien sy dadelik dat iets anders is. Dat die groot, swaar klip voor die ingang van die graf weggerol is. Onrus wel in haar op. Wat het hier gebeur? Hoekom is die klip weg? Waar is Jesus? Sy draai net daar in haar spore om en hardloop so vinnig as wat sy kan na die plek waar die disippels geskuil het. Daar klop sy hulle wakker en sê vir hulle dat die klip voor die graf weg is. Iets is fout. Hulle het Jesus se liggaam uit die graf kom haal. Hoe kon hulle dit doen? Hulle het hom klaar doodgemaak. Kon hulle hom tog nie nou uitlos en met rus los nie? Hulle het tog hulle doel bereik. Petrus en Johannes was nog nie behoorlik wakker nie. Maria se woorde het hulle so ontstel, dat hulle dadelik begin hardloop het, na die graf toe. Daar aangekom, het eers Johannes, en toe Petrus, in die graf ingegaan, en gesien Jesus se liggaam, is nie meer daar nie. Al wat daar was die doeke waarmee sy liggaam Vrydagmiddag toegedraai is, en die doek wat om sy kop was, wat een kant netjies opgevou lê. Dit was vir die 2 disippels 'n raaisel. Hulle wou glo, maar hulle het nie verstaan nie, en is toe verslae terug na die ander disippels in hulle skuilplek toe. Maria was nog nie gereed om terug te gaan nie. Met trane in haar oë en heeltemal verward, kyk sy in die graf in. En daar sien sy 2 manne met wit klere aan. Sy het later besef dat hulle engele was. Hulle vra vir haar: "Mevrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle: "Omdat hulle my Here weggevat het, en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie." Nog meer verward, draai Maria om na buite toe, toe sy nog 'n man agter haar sien. Hy vra ook vir haar: "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Sy het gedink, dit is die tuinopsigter, en hom geantwoord: "Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal." Dit is toe dat hy vir haar sê: "Maria." Sy hoor die stem, wat haar al so baie op haar naam genoem het. Sy sien die bekende oë, sag en vol liefde, en die merke aan sy hande. "Dit is Jesus, Rabboni," roep sy uit, "Leermeester." Kan julle voorstel hoe oorweldig Maria op hierdie oomblik was? Hoe bly sy was? Hoe oorstelp van vreugde sy was? Jesus se liggaam is nie verwyder nie. Jesus is nie meer dood nie. Jesus lewe. Hy het opgestaan, soos hy gesê het,
hy sal doen. Julle kan hierdie verhaal van Maria se grootste smart tot haar grootste vreugde in Johannes 20 gaan lees. Kom ons deel nou staande in haar vreugde met lied 422. Die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan, en dan bly ons daarna verder staan. Net soos Maria Magdalena wil ons ook vanoggend ons Here Jesus loof en uitroep, Rabboni, leermeester, U leef, ons wil U eer. Ons doen dit in die woorde van lied 417, Jesus, ons eer U, opgestane Heer. Sedert daardie eerste Sondag
hou mense nooit op om Jesus te eer as die opgestane Heer nie. Sedert daardie eerste Sondag deur al die eeue, op hierdie dag lui daar elke dag Paasfeesklokke, om iets van die jubeling, om iets van die blydskap in ons eie harte weer te gee. Ons eie Paasfeesklokke het ook vanoggend gelui. Kom ons sing saam met daardie Paasfeesklokke, lied 409, hoor jy die Paasfeesklokke? Julle kan maar weer gaan sit. Miskien sukkel jy, soos Maria Magdalena, daardie Vrydag en Saterdagnag, om te slaap. Dit voel so donker rondom jou en in jou, soos dit vir Maria en Jesus se ander volgelinge daardie Saterdag gevoel het. Jy sien wel die skemer, soos Maria op pad na die graf toe, maar jy wonder of daar ooit helder lig in die toekoms sal wees. Jy soek so na sin en betekenis. Jy smag na genesing. Jy verlang na die Here. Waar is hy? Hy voel so ver. Het hy jou vergeet? Is daar 'n Here? Jy soek na hom. Jy probeer hom hoor in die teksverse wat na jou toe kom. Jy probeer met hom praat wanneer jy bid, maar jy kry hom nie. Is hy dalk nog dood? Ander hier in die kerk sê hulle voel hoe hy by hulle is. Hoekom voel jy hom dan nie? Kom stap saam met my. Kom stap saam met my na Jesus se graf toe.
Ek weet, dit is donker, maar kom ons hou aan stap. Jy sien die klip is weggerol. Jy hoef nie in te kyk nie. Hy is nie daar nie. Jy hoor 'n ritseling agter jou. Daar is iemand by jou. Jy voel sy sagte oë na jou kyk. Jy hoor sy liefdevolle stem. Hy noem jou op jou naam. Jy weet wie dit is. Dit is Jesus. Hy is by jou. Hy was nog nooit weg nie. Hy is altyd by jou. Hy is verseker nie dood nie. Hy het deur sy opstanding al die donker in en rondom jou oorwin. Elke dag is 'n dag nader aan die ewige lig wat jy saam met hom gaan deurbring. Intussen is hy elke dag by jou. Al is dit hoe donker, al sien jy hom nie, al hoor jy hom nie, al voel jy hom nie, hy is by jou. So beloof sy woord. Hy is ook op hierdie oomblik hier by jou. Want hy het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Hy lewe ook vir jou. Ja, ook by jou. Kom ons sing dit staande in lied 407. Triomf, triomf, Immanuel. Hy wat oorwin. Ja, hy wat oorwin het is by jou. Sy naam is Immanuel wat beteken God met jou. Want hy is by jou. Kom ons sing hierdie oorwinningslied en dan bly ons staan. Tweede vers? Ek was ook klaar met die eerste vers. Okay. Kom ons gaan aan na die, lyk my daar's 'n bietjie 'n foutjie met die woorde. Vriende, kom ons sing dan lied 505. Jesus, u gaan voor, ons volg in u spoor. Jesus lewe. Hy het opgestaan. En daarom wil ons hom volg. Daarom wil ons in hom glo. Daarom wil ons so lewe dat hy alles in ons lewe is. Hierdie is ook ons gebed wat ons saam bid in hierdie lied. Jesus, we are
hier op aarde, terwyl ons nog hier is, kan ons die Here Jesus volg, soos ons nou gebid het. En dit maak al die verskil, ook aan al die uitdagings, wat ons elke dag moet hanteer. Maar in ons agterkop, weet ons is op pad na die ewigheid by hom. En ons weet, ons wat die Here dien, het alreeds 'n nuwe toekoms. Dit is vas en seker vir ewig by hom. En Jesus se opstanding, sy lewe, het dit vir ons moontlik gemaak. Kom ons sing hieroor in lied 601. Julle kan maar weer gaan sit. Broers en susters, ek gaan nou vir ons elkeen 'n paar oomblikke van stilte by die Here gee. Ons het ietsie beleef van Maria se emosie toe sy die lewende Here gesien het. Die laaste stukkie van die boodskap het dit baie prakties gemaak vir elkeen van ons wat dalk in 'n moeilike, donker situasie sit vanoggend. Met daardie sekerheid dat die Here by ons is. Net daar waar jy sit. Dink 'n bietjie by jouself.
Wat beteken Jesus se opstanding vir jou? Hoekom het die Here jou vanoggend kerk toe gebring? Om jou te herinner dat hy opgestaan het. Wat wil hy daardeur vanoggend vir jou sê? Kom ons raak net rustig daar waar ons sit. En laat die Heilige Gees dan in ons elkeen die gedagte sit wat hy vanoggend wil doen. Daar tussen ons en hom. Hoe wil jy nou die Here antwoord? Nadat jy gehoor het wat die Heilige Gees vir jou wil sê oor Jesus se opstanding en jy. Hoe wil jy hom antwoord? Wat wil jy vir hom sê? Sê dit nou vir hom. Daar waar jy sit. Here Jesus, toe ons net nou in die begin van die diens gebid het en met U gesels het, toe het ons gepraat met U oor U dood. Die laaste bietjie meer as 'n halfuur het U weer vir ons gesê, maar U is nie meer dood nie. U is nie in die graf nie. U het opgestaan. U is opgewek. U leef nou en vir ewig. En ons het elkeen opnuut weer in ons binneste ervaar watter verskil dit nou op hierdie oomblik in ons lewens maak dat U opgestaan het en dat ons die lewende Here dien. Daarom, Here Jesus, wil ons saam met die liedere wat ons alreeds vanoggend gesing het, U eenvoudig net loof en prys. Ons wil eintlik uitroep, alle lof, eer, aanbidding en dank kom net U toe, ons Here. Nou verstaan ons waarom Paulus in die gedeelte wat ons die afgelope Sondag saam gelees het, daar in Filippense 2, vanaf vers 9 tot 11 geskryf het. En daarom het God hom tot die hoogste eer verhef, en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke tong sou bely, en elke knie sou buig, en erken,
Jesus Christus is Here. Ja, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Here Jesus, U is ons Here. U is my Here, nou en vir ewig. Halleluja, halleluja. Amen. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes. Baie dankie diakens. Broers en susters, ek wil net vra dat julle asseblief net 'n rukkie gaan sit na die uitspreek van die seën, sodat ons ook die aankondigings met julle kan deel. Ons sluit die diens af as slotlied met lied 514. Ek weet verseker, ja, ek weet verseker, Jesus is Heer. Nice.
Die opgestane Here Jesus sal julle seën en julle beskerm. Hy sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Hy sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.